Goeiemôre en welkom by vandag se oggenddiens. Hierdie week weet ons dat Raymond Lombard was uitstede gewees vir die laaste 10 dae. So dit beteken hy was nie verlede Sondag hier om te preek in die kerkie, maar die goeie nuus is hy is terug hierdie Sondag en hy gaan preek lewendig hier vanuit Kaapstad uit. Maar wat ons gaan doen hierdie week is vir al ons aanlyn gemeentes, ons gaan 'n heruitsending, een van sy gunsteling video's van die laaste 12 maande gaan ons na kyk vandag en hoekom ons dit doen? Ons weet baie keer word ons geseën deur om 'n video weer te kyk. Ons kry 'n ander perspektief op dit. God praat met jou op 'n nuwe manier en ek weet vandag dit gaan vir jou tot groot seën wees. So sit terug, kry jou familie en ons hoop julle gaan dit geniet. Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste, is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseën. Vriende, by ons reis deur die Bybel, gaan ons mos nou elke week na die volgende gedeelte toe. En die gedeelte wat ons nou vandag by kom, en dis nou een van die dinge, ek beplan nie wanneer ek oor wat preek, as ek 'n reis deur die Bybel het, behalwe as dit iets uitsonderlik is, as dit 'n Kersdiens is of wat ook al is, maar ek volg net die skrifte. En dan, ek glo dat die Here weet waaroor ek Sondag gaan preek. En die Here bring mense, en die Here bring jou. Wat ek vir jou wil sê is, dis nie maar net toevallig dat jy baie keer is by 'n baie spesifieke boodskap. Die Here wil met jou praat, hy wil met ons praat. En hy gebruik sy woord. Hy het vir ons sy woord gegee. Mense baie keer vir my, maar hoe hoor jy die stem van die Here? Ek hoor die stem van die Here die meeste wanneer ek my Bybel oopmaak. Want dis sy woord. En natuurlik wanneer 'n mens daaroor bid en die indrukke, want mense sê maar, hoe weet jy die Here praat met jou? Want wanneer ek die woord lees, dan word sekere tekste en sinsnedes word in my hart benadruk, waar die Here my aandag vestig op dit, en ek kan voel my aandag word getrek, en dan kan ek mos nou sien, die Here is besig om my te praat hierdeur. En dan kry mens soms 'n rema woord. En 'n rema woord is, hier is die Bybel, dis die logos. As ek nou hier vir jou gaan lees nou, ons gedeelte van vers 27 en tot en met vers 40, dis die logos. Logos is die geskrewe woord, hier is dit, dis die logos. Maar die rema woord is wanneer jy die logos lees, dan kom daar iets uit die logos uit, reguit na jou toe. Dit is asof God praat nou met my. En jy weet dit. Dan word dit 'n rema woord. In ander woorde,
Dis iets, die Here vat hierdie woord, hy vat die teks of die deel van die teks, en die Here praat en hy benadert in my hart. So, ons het die loop, dit ons altyd. En dan soms kry ons by die Here wat ons noem 'n rema woord, wat die Here vir ons wil gee. So kom ons lees die Logos, vers 27 van Lukas 20. En sommige van die Sadduseërs het gekom, hulle wat ontken standing is, en hom gevra en gesê, Meester, ons voorgeskrywe, as iemand se getroude broer sterwe, en hy sterf sonder kinders, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer kinders verwek. Nou was daar 7 broers. Die eerste het 'n vrou geneem en kinderloos gesterwe. En die tweede het die vrou geneem en hy het ook kinderloos gesterwe. En die derde het haar geneem en net so al 7. En hulle het geen kinders nagelaat nie en het gesterwe. En ten laaste het die vrou ook gesterwe. Nou wil ek net sê, as ek broer nommer 7 was, sou ek die troue geweiwer het. Dan, die vrou sal sy wees. Want al 7 het haar as vrou gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee. Maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, ander woorde, dit is in die hiernamaals, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. So Jesus sê, in die hiernamaals is daar nie huwelike nie. Want hulle kan ook nie meer sterwe nie. Want hulle is soos die engele. Engele kan nie sterwe nie. En is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. En dat die dode opgewek word, het Moses ook in die gedeelte oor die doringbos aangedui. Die Here noem die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Hy is tog nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want almal leef vir hom. En sommige van die skrifgeleerdes antwoord en sê, Meester, u het goed gespreek. En hulle het hom nie meer iets durf vra nie. Vader, ek bid dat in Jesus lieflike naam, dat uit hierdie woorde uit vanmôre, daar 'n woord van die Here vir elkeen van ons sal uitgaan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So, Lukas sê nie wat Matteus gesê het nie. Want Lukas was nie daar nie. Toe hierdie insident plaasgevind het met die Sadduseërs, Lukas het agterna gaan navorsing doen, en hy het vir almal gaan onderhoude doen, oor wat gebeur het toe hy sy evangelie geskryf het. Maar Matteus was die dag daar, en hoor wat sê Matteus, hy sê iets wat Lukas nie sê nie, en Matteus sê, ja, dis waar, soos in Matteus 22 vers 23, Matteus sê, ja, dieselfde dag, kom daar na hom Sadduseërs. Onthou, dis mos toe hy die Sanhedrin, die Herodiane, die owerpriesters, toe Jesus hulle almal gebou het, met gee aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom, en hulle niemand 'n antwoord gehad het nie, en die absolute briljantheid van wat Jesus gedoen het, wat ons verlede week gesien het, toe dit nou uitgespeel het, toe gebeur die volgende, dieselfde dag, stuur hulle Sadduseërs, want hulle kan nou nie antwoord op wat Jesus gesê, nou stuur hulle die volgende klomp. So dis Fariseërs, dis Herodiane, dis owerpriesters, dis skrifgeleerdes, dis die Sanhedrin, en nou kom die volgende groep, en een na die ander kom om Jesus te peper, want onthou, hulle wil hy moet iewers 'n fout maak, hy moet iets sê, dat hom kan betrap op 'n woord, hulle wil hom skuldig verklaar, so hulle stuur een groep na die ander groep, na die ander groep, en dit raak al hoe warmer hierso, en nou kom die Sadduseërs, en hulle sê, die Bybel sê, Sadduseërs glo nie in die opstanding nie. Nou, ek wonder as iemand nie eens in die opstanding glo nie, hoe glo jy in die Here? As jy aan dood is en jy is dood, wat is dan daarna? As jy nie eens in die opstanding kan glo nie.
Hulle vra vir hom, meester, Moses het gesê, nou vat hulle Jesus na die skrifte toe. Die mense wat nie in die opstanding glo nie, vat Jesus na die Bybel toe, die Ou Testament. Hulle sê, Moses, hy het gesê, as iemand sonder kinders sterf, moet sy broer, sy vrou en sy kinders vir sy broers verwek. Daar was nou die 7 het gesterwe, die eerste tot die tweede, tot die derde, tot die 7, tot die laaste van almal het die vrou gesterwe, en in die opstanding, wie sin sal sy wees? Ons het ons nou ook gesien wat Lukas sê. En toe sê Jesus iets. Hy sê, julle dwaal, omdat julle nie die skrifte ken nie, en ook nie die krag van God nie. Dis die punt. As jy nie die Bybel ken nie, en jy ken nie die krag van God nie, dan dwaal jy. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet nie wat gaan aan nie. Hy sê, julle dwaal, julle het 'n Bybel, julle weet nie wat staan in die Bybel nie. Hy sê, julle dwaal. Hy sê vir die Sadduseërs, julle dwaal. Julle weet nie wat se waarheid nie, man. Hy sê, julle dwaal, en julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie. Nommer 1, ken julle nie die Bybel waarna julle verwys? Julle verwys na die Bybel, julle ken nie eens die Bybel nie. En ook nie die krag van God nie. Julle weet nie wat God kan doen nie. Julle ken nie eens die skrifte, julle die skrifte, maar julle ken dit nie. Want in die opstanding trou hulle nie, en daar word nie 'n huwelik uitgegee nie, maar is soos die engele van God in die hemel, wat engele sterwe en engele trou nie. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie gehoor dat ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, en die skare was verslae toe hulle oor sy leer hoor. So die baie interessante ding is, ek miskien het jy ook al gewonder, maar van wanneer af trou ek my broer se vrou, as my broer nie kon kinders verwek nie? Is dit die reël? Nou, in die Bybel is dit nogal baie aangrypend. Een keer in jou hele Bybel iemand wat dit gedoen het. Wie van julle weet wie dit gedoen? Boas met Rut. Onthou julle vir Maglon en Elimelech en wat daar gebeur het in jou Bybel? Dit is nogal baie aangrypend as ek en jy gaan kyk hoe dit uitgespeel het. Onthou julle die verhaal van Boas en Rut? Toe staan daar in Rut hoofstuk 4. Toe sê Boas aan die oudstes van al die mense, julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Gilion en Maglon behoort het uit die hand van Naomi koop. Die grond hier in Bethlehem. En ook Rut, die Moabitiese. Ek koop die grond en ek vat hulle vrou. Want hulle is mos nou dood. Hy sê, en ek verwerf Rut, die Moabitiese, die vrou van Maglon. Sy gaan nou my vrou wees. Verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort uit sy woonplek nie uitgeroei word, soos wat julle vandag getuies is. Het was 'n geweldige ding vir hulle toe Boas het gedoen het. En die rede daarvoor was, want dit gaan oor die geografie van die 12 stamme. Hier is die hele storie. Kan jy nou dink, as die 12 stamme deur die eeue en die millenniums ondertrou het met mekaar, dan beteken dit, as my man dood is, en onthou, vat byvoorbeeld Naftali, die stam van Naftali, of Sebulon, of Aser, of watter een ook al jy nou wil kies, as jy die stam vat in sy grondgebied, en die manne in hy grondgebied sterwe en het nie kinders nie, en hulle vroue word gevat deur van die ander stam, wat nou oorkom na Naftali toe, en hulle trou. Wat beteken dit? Dan kom trou iemand uit die stam van Aser met Naftali, of iemand kom uit Gad en trou met iemand uit Naftali, of uit Ruben of Juda. So wat gaan gebeur? Die hele land word versnipper. Dit is 'n hele die mekaar ding. Dit kan nie gebeur nie. Elke stam het sy eie geografie, en daarom word gesê, dat as daar kinders is, die kinders erf daar in daai geografie. En vir daai rede het Moses dit gesê. Dit was die rede om seker te maak dat die stamme se erfdeel gaan nie oor na die ander stamme toe nie. Dit was net om te beskerm. En vir daai rede was dit 'n instelling. En die enigste een wat dit ooit gedoen het, was Boas. En is dit nie interessant dat Boas word die oupa, en want uit Boas uit weet ons wie is gebore, en ons weet uit wie is uit hom uitgebore, en toe is Dawid gebore. So, en dit is so interessant, en dit is nogal uit Juda uit, en Jesus is self gebore, en dit het gebly waar het moes, by die stam, waar het moes, en waar het behoort het. So, hier is natuurlik nou die vraag,
Maar nou, dit gaan mos hier oor die opstanding. Nou weet ons hoekom en waarom het al 7 broers die vrou geneem. Hulle wou die naam van die dode in stand hou. Die erfpeel moet daar bly. En nou toe kom hulle met hierdie raaisel, met hierdie enigma na Jesus toe, want wat gaan hy nou sê? Hoe gaan hy dit nou uitlê? Want daar is nie uitleg in die Bybel. Natuurlik ken Jesus die verhaal van Rut. En so Jesus sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle nie die skrifte ken, die krag van God. En ek wil vir jou sê, as jy nie die skrifte ken nie, en wil praat oor die skrifte uit, dan is dit maar net 'n dwaal, onnodig skrifte te ken. Dis hoekom ons moet die skrifte bestudeer. Die Bybel sê in Timoteus, stel jou beproef voor God as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Jy moet tyd maak met die woord van die Here om dit te verstaan en dit te leer en dit te bemeester, om dit reg te sny. So, nou is die vraag. So wat leer die Bybel, want dit gaan mos nou oor die opstanding, want die kwessie was eintlik oor die opstanding. Hulle wil nommer 1 bewys het, daar is nie 'n opstanding nie, en want in die opstanding as 1 man 7 vrouens gehad, wie gaan hulle sin wees? So dit maak net nie sin nie, so hoe kan daar 'n opstanding wees? Dit maak net nie vir hulle sin nie. En Jesus sê vir hulle, julle dwaal, julle ken nie die skrif, julle ken nie die krag van God nie. So hier is my vraag. Het Jesus ooit oor die opstanding gepraat? Ja, natuurlik. Hy het baie keer daaroor gepraat. Hy het in Johannes al gepraat, hy het in Lukas. Inteendeel, hier praat hy oor die opstanding. Hy sê, in die opstanding, die wat waardig geag word om daai opstanding te verkry. Hoekom sal die Here dit sê? Is almal dan nie waardig om die opstanding te kry nie? Hy sê, die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry. Wie is waardig om die opstanding te ontvang? Hoekom sê Jesus, jy moet waardig wees? Dan beteken dit nie almal gaan opstaan nie. En dit is heeltemal waar. Die opstanding is nie vir alle mense nie. In actual fact, kom ek wees baie eerlik met jou, wanneer die opstanding plaasvind, die dag as die opstanding plaasvind, gaan die minderheid mense opstaan. Want die meerderheid ken nie die Here nie. Hulle het nie opstanding nie. Hulle die laaste opstanding. Hulle is nie deel van die eerste opstanding. Die Bybel is baie duidelik. Jesus sê in Johannes 5 vers 29 toe hy oor die opstanding praat en hy gee lering. Toe sê Jesus, ek praat met julle oor die opstanding van lewe en die opstanding van veroordeling. So Jesus sê al klaar, daar's 2 verskillende opstandings. Daar's 'n opstanding van lewe, kry deel aan die opstanding van die lewe, en dan is daar 'n opstanding van veroordeling. Dit beteken daai mense sal as sondaars voor die wit troon verskyn, maar die opstanding van die lewe is die opstanding van die kinders van God. Of soos wat ons lees in Johannes 20 sê die Here, salig en heilig, gelukkig is jy, uitsonderlik, afgesonder, wonderlik, is hy wat deel het aan die eerste opstanding. So as daar 'n eerste opstanding is, daar 'n tweede ene. As daar 'n eerste ene is, moet daar 'n laaste ene wees. Dis nie dieselfde nie. Hier staan, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. In vers 5 en vers 6 van Openbaring 20 sê, en die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar voleindig was. Daar's 1000 jaar tussen 2 opstandings. Die eerste opstanding word na die eerste opstanding geskei met 1000 jaar en dan eers vind die laaste opstanding of die tweede opstanding as jy dan nou wil plaas. Wow. So Jesus sê dat gelukkig is jy, heilig en salig en wonderlik as jy waardig geag word deur God om deel te hê aan die eerste opstanding. Wow. Gaan ek en jy deel hê aan die eerste opstanding? Is natuurlik onmiddellik 'n vraag wat by 'n mens kom. So natuurlik dat daar 'n besliste onderskeid in die opstandings is, as absoluut geen twyfel nie. Die Bybel sê, soos almal in Adam gesterf het, 1 Korintiërs 15. Ons sterf almal in Adam. Ek bedoel, ek praat van Adam wat in die tuin van Eden was. Want hy het gesterf. So ons dood is in sy dood. Omdat hy gesterf het, hy sonde gepleeg het, ons almal 'n sondige natuur het, sterf ons. Dis hoekom jy sterf. As jy nie 'n sondige natuur gehad het, kan jy nie sterf nie.
Soos ons almal in Adam sterf, in die menseras, want dit het God gesê, sal almal wat in Christus is, lewend gemaak word. Die eerste opstanding is vir hulle wat in Christus is. Hier is my vraag. Is jy in Christus? Is Jesus jou Here? Is Jesus jou saligmaker? Is Jesus jou koning? Is Jesus in jou hart? Want as Jesus in jou hart is, dan het jy deel aan die eerste opstanding. Daarna, Christus was eerst as eersteling, dan die wat aan Christus behoort. So dat die opstanding in verskillende stadiums plaasvind, absoluut. Want die Bybel sê, Jesus is die eersteling uit die dood uit. En dan is die opstanding die eerste opstanding. Hier is die interessante ding. As jy die tekste in die Bybel begin by mekaar sit, en jy vat die puzzle, die lekker, en jy begin al die stukke by mekaar sit, dan begin die hele prentjie duidelik voor 'n mens ontvou, is dat, dit is soos 'n oes, Jesus is die eersteling, dan is die oes, en dan is daar nog 'n na-oes, dan is daar nog iets wat daarna ook gebeur. So hier is die ding, ons weet, en die Bybel sê vir ons in 1 Kolossense 4, ook in 1 Korintiërs hoofstuk 15, vertel die Bybel vir ons sulke mooi woorde, en sê, die wat ontslaap het, wat in Christus ontslaap het, ons hoef nie te treur oor hulle nie. Moenie so huil oor hulle nie. Dis wat hy sê. Hy sê, ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie. Hy sê, ons treur, maar ons weet waar is hulle. 1 Kolossense 4. Hy sê, hulle wat in Christus gesterf het, ons weet waar hulle is. Hulle is by die Here. Hulle is in die heerlikheid van God. Hulle is in die paradys. Hulle is in die derde hemel. Hulle is by Jesus. En by die geeste van die volmaakte regverdiges in die gemeente van eerstgebore in die hemel opgeskrywe en by die nuwe Jerusalem, Hebreërs hoofstuk 12. Dis alles daar in jou Bybel. Hy sê, so ons weet waar hulle is. Hy sê, maar ons weet dat ons wat in die lewe oorbly wat in Christus is. As ons het wat hulle het, die mense wat reeds dood is, wat ontslaap het, hulle het Christus gehad voordat hulle dood is. En hy sê, die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan, daarna ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer. Hy sê, in een oomblik, as daai mense uit die doodheid opstaan, sal ons wat in die lewe oorbly, gaan 'n nuwe verheerlikte liggaam kry. Hy sê, ons gaan nie sterf nie. So ons het hierdie belofte, as ons in Christus is, dan hulle en ons almal het deel aan die eerste opstanding. So die eerste opstanding is wat in Christus is. Dis nie eers vir die Ou Testamentiese heiliges nie. Hulle het nie eens deel daaraan nie. Abraham gaan nie opstaan saam met ons nie. Daniel gaan nie eens opstaan nie. Sagaria gaan nie opstaan. Maleagi, nie een van hulle gaan opstaan saam met ons nie. Dis net die wat Christus is. En net hulle alleen het die deel aan die eerste opstanding. Nou wonder jy, wanneer gaan hulle opstaan? Ja, hulle sal opstaan. Daniel 12 sê mos, hulle sal opstaan aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, want onthou, baie van hulle, hy praat ons van die benoudheid van Jakob. Hy sê, dan sal die wat in die aarde slaap, dan sal hulle ontwaak. So die Ou Testamentiese heiliges, hulle sal hulle deel kry, maar dit is nie deel van die bruid van Christus nie. Almal wat in Christus gesterf het, aan ons wat lewe, ons behoort aan die Here. So ons het ons eie opstanding, die opstanding van die kerk, lewend of dood, dead or alive. En ek wil nou vir jou sê, as jy in Christus is, jy sal nooit in ewigheid die wegraping kan mis nie. Jy gaan hom nie verpas. Want al sterf jy, moet jy in elk geval terugkom met die wegraping. Want die Bybel sê, die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan, en ons het lewe oor saam met hulle. So ek het vir jou 'n wonderlike woord. Just take it. Jy gaan deel hê aan die wegraping. Nou weet ek, nou is daar baie wat bid, as hulle vir, pastoor, ek bid, ek wil nie sterf voor die wegraping, ek wil die Here op die, en ek sê, yes, en ons stem almal saam, en dit sal wonderlik wees, maar moenie worry nie, jy gaan hom nie verpas nie. Dead or alive, you will make it. Ons sal almal deel hê as kinders van die Here. Maar dat dit in verskillende stadiums plaasvind, ja, en dat die Bybel praat oor die opstanding van die saliges. Hy sê, salig is julle. Jy moet vandag iets verstaan. Jy is baie, baie bevoorreg. Bo biljoene wat geleef het en sal leef. Jy is bevoorreg bo biljoene dat die Bybel sê dat jy is waardig deur God geag om te kan deel in die eerste opstanding. En jy sal sê, maar ek is nie waardig nie. Hoe kan dit wees? Ek is nie beter as daai ander een nie, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit moet toe nooit oor jou gegaan nie. Dit moet gegaan of jy in Christus is. Dit gaan ons of Jesus in jou hart is. As jy in Christus is, het jy deel aan sy opstanding. Want die Bybel sê, wat met hom gebeur het, moet met my gebeur. Ek is mos saam met hom begrawe deur die doop in die dood.
Romeine 6:4. As ek bekeer het en ek het gedoop en ek het by die Here gekom, as ek begrawe is deur die doop in sy dood, dan sal ek, die Bybel sê, ek moet ook deel in sy opstanding. Ek moet ook deel hê aan wat met hom gebeur het. Die Bybel sê, as die gees van hom wat Christus uit die dood uit opgewek het, vers 11, in julle woon, as jy die Heilige Gees het, sal die gees wat Christus uit die dood opgewek het, sal julle sterflike liggame, hierdie liggaam, wat gaan sterf, lewend maak. Dis die belofte. Wat met Jesus gebeur het, gaan met my gebeur. Die vraag is jy in Christus? Onthou, hy is die laaste Adam. Of dan die tweede, as jy so wil, die laaste mens, of die tweede mens en die laaste Adam. Daar kan nie, nie wees nie. So die skrif verwys na hom, daar is niemand anders nie. As ek in Jesus Christus is daar iets groots wat my pad langs kom. Want as ek in Christus Jesus is, beteken dit, dat ek is in die Adam wat na Adam gekom het. Soos wat 1 Korintiërs hoofstuk 15 vir ons dit so mooi leer. En dit is 'n verskriklike aangrypende ding in die oë van die Here, as iemand in Christus is, want die staan, soos die aardse mense wat sal ons wees, soos geskryf is, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam, 1 Korintiërs 15, 'n lewendmakende gees. My vraag is nie, is jy in Adam nie, ek weet jy is in Adam, dan sit jy nie gesit nie. My vraag is jy in die laaste Adam? Jesus Christus. As jy in die laaste Adam is, gaan met jou gebeur wat met Jesus gebeur het. Jy gaan 'n opstanding beleef. En so dit is die wonderlike belofte van die Bybel. En nou weet ons ook dat hierdie twee opstandings, hulle word geskei deur 1000 jaar. Daar staan, die ander dode het nie 'n lewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. So, daar is 'n opstanding van heerlikheid en daar is 'n opstanding van veroordeling en van oordeel. Dit moet verskriklik wees om by daai opstanding op te staan. Ek sal eerder wil deel hê aan die eerste opstanding. Want die eerste opstanding het die belofte van kinders van God, wat Jesus in die lig ontmoet. Die tweede opstanding, of die laaste opstanding, het die belofte van, jy sal hom by die wit troon oordeel ontmoet. Ek sal eerder die Here in die lig wil ontmoet, wanneer hy my neem na sy heerlikheid toe, as wanneer ek wil deel hê aan die opstanding, waar ek hom by die wit troon oordeel ontmoet. En waar die boeke geopen word, en al die werk en al die sondes van die mens openbaar word, en hulle veroordeel word tot 'n ewige hel en verdoemenis. Ek kan nie bekostig om die eerste opstanding te mis nie. As ek nie in Christus is nie, het ek nie deel in die eerste opstanding nie. Dis 'n geweldige ding. So, wat noem Jesus hulle wat deel het aan die eerste opstanding? Die teks, ek het dit vir jou gelees, dit was ons teks vandag. Die teks in Lukas 20 sê, maar die wat waardig geag word, dis ons teks vandag. Ek sê vir ek het vir jou woord van die Here. As die Here jou waardig ag, om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry. Dis 'n geweldige ding in my lewe. As dit nie in plek is nie, ek wil nie eens dink aan die nagevolge nie. Hulle trou nie en hulle gee nie huwelik uit nie. Moenie bekommerd wees, hier is baie beter as dit. Hulle kan ook nie meer sterwe nie. So hy sê, die wat waardig geag word wat daai opstanding kry, jy kan nooit weer sterf nie. Nommer 1. Jy kan nie sterf nie, maar julle is kinders van God. Kinders van God het deel aan die eerste opstanding, omdat hulle kinders van die opstanding is. Hier is die punt wat die Bybel maak. As jy 'n kind van die opstanding is jy 'n kind van God. En omdat jy 'n kind van God is, het jy die belofte van die eerste opstanding. Dit is 'n wonderlike woord wat die Here vir ons gee hier, wat vir ons die gemoedsdoening en die tevredenheid bring in 'n mens se hart, dat as ek weet ek is 'n kind van die opstanding, omdat ek 'n kind van God is. En die Bybel noem in Lukas 14, 'n paar hoofstukke vroeër, het Jesus 'n ander beskrywing vir die opstanding gebruik, in vers 14, Lukas 14:14. Jesus, wanneer hy van die opstanding praat, hy sê, die opstanding van die regverdiges. Nie van die goddelose, nie van die sondaars, nie van die veroordeeldes. Hierdie opstanding waarvan ek praat, is die opstanding van die regverdiges.
So dit beteken, as ek in Christus is ek geregverdig, want 1 Korintiërs 1:30 sê, maar julle is in hom, en deur hom het hy vir julle geword, Christus vir my, geregtigheid uit God, heiligmaking en verlossing. So my geregtigheid is nie, omdat ek dink ek leef 'n regverdige lewe nie, my geregtigheid lê vas in Christus. En die Bybel sê, daai opstanding is vir die regverdiges. En die regverdiges is die kinders van die Here. En die kinders van die Here het deel in die eerste opstanding. Want die gees van Christus leef in hulle. So as Christus se gees in my leef, dan sal die gees van God, wat hom uit die dood uit opgewek het, my eendag uit die dood uit opwek. Dis die belofte wat ek en jy het. So, hoe sou 'n mens dit beskryf, as jy in die Bybel gaan kyk? Die eerste opstanding, die opstanding van die regverdiges, salig en heilig as jy deel het aan hierdie opstanding. Wel, behalwe dat die Bybel sê dis die opstanding van die regverdiges, behalwe dat die Bybel sê dis die opstanding van die kinders van God, en behalwe dat Jesus, ons het net nog gesien in Johannes 5 sê, die opstanding van die lewe, uit die dood in die lewe, so die Bybel noem hierdie opstanding ook opstanding van die lewe. Want onthou, as dit nog nie plaasgevind het, dan is die dode, die liggaam is dood. Hulle is nie dood nie, hulle is op 'n ander plek, hulle is in die hemel, maar die liggaam is dood. Maar die Bybel noem dit hierso in Johannes 5 vers 29 die opstanding van die lewe. Of dan die opstanding uit die dode, of soos ons sien in Openbaring 20 vers 6, die eerste opstanding. Of dan Hebreërs 11 vers 35 praat van 'n beter opstanding. Wel, daar's 'n beter opstanding, daar's daar 'n slegter ene. Die beter een is om in Christus te wees, en ek weet ek kry eendag 'n verheerlikte liggaam. Die slegte ene beteken ek moet voor die wit troon, oordeelstroon gaan staan, en as my naam in die boek van die lewe is, word ek in die verdoemenis gewerk. So ons weet, met die wegrapingsgebeurtenis, wanneer die Here kom om sy kerk te kom haal, sal die wat in Christus gesterf het opstaan. Ons wat in die lewe is, sal verander word, en tegemoet gaan ons almal saam die Here in die lig. So hulle is ons nie voor nie. Die mense wat in die hemel is, hulle loop nie daar rond met verheerlikte liggame nie. Hulle het dit nog nie. Ja, hulle het 'n hemelse liggaam, 1 Korintiërs 15. Ja, hulle het wit klere, en dis alles waar, maar hulle het nie 'n verheerlikte liggaam nie. Hulle wag nog. Die Ou Testamentiese heiliges wag ook, maar hulle gaan nog 'n bietjie langer wag. Hulle moet nog 7 jaar wag. Ons kry dit 7 jaar voor hulle. Nou, natuurlik, as 'n mens let op wat die opstanding vir Jesus beteken het, dan weet ons wat sy impak dit op ons het. Want wat hom raak, raak ons, omdat ons in Christus is. Kom ek vat vir jou en deur 'n paar skrifte wys ek jou. So, jy sal sien dat wanneer die Bybel sê in 1 Korintiërs 15 vers 20, Christus is opgewek uit die dode uit. Op daai woorde, hy's opgewek uit die dood uit, is daar's 'n Bybelse spoor, daar's 'n verhaal, daar's 'n storielyn in jou Bybel oor die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat 'n geweldige implikasie op hom het en op ons almal as deel van die kerk van Jesus. Kom ek wys vir jou. Die feit, daar's 2 dinge te sprake, maar dan wil ek my klem laat val op die een. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgewek is, die seun van God, en tot in alle ewigheid lewe. Onthou, hy is die eerste persoon wat uit die dood uit opgewek is, wat leef tot in alle ewigheid. Al die ander wat lewend gemaak was, laaste almal, is al lankal weer dood. Ek sê, almal is dood, wat lewend gemaak was, selfs deur Jesus. Toe sê Lazarus kom in die graf uit, hy is lankal dood. Die enigste een wat graf toe is, en wat opgestaan het en leef tot vandag toe, en tot in alle ewigheid, is Jesus. Die ander se liggame is terug in die graf. Maar nou, die waarborg wat dit vir my en jou het, dis eintlik verbuisterend, as mense in die Bybel gaan kyk. En ek gaan net vir jou so op 'n stukkie van die spoor neem, dat jy net kan in jou hart die begrip hê van wat se implikasies dit eintlik vir my en jou inhou. Ten eerste, as ek vra, wat beteken Jesus Christus se opstanding vir my? Sekerlik weet ek en jy mos by nou al, dit het die belofte dat ek sal ook mos 'n opstanding beleef. Dis wat dit mos nou het, dit verstaan ons. Maar wat het dit vir hom beteken? Want dit gaan 'n invloed by ons hê. Wel, hier is dit. Toe Jesus opgestaan uit die dood, toe sê hy mos,
ek leef en ek leef tot in alle ewigheid. Okay, wag 'n bietjie. Dan beteken dit, as jy die opstanding kan beleef, sal jy leef tot in alle ewigheid. Sal nooit weer kan sterf nie. Dit is juis die belofte van die opstanding van die lewe. Jy kan nooit weer sterf nie. Do you get it? Verstaan jy wat die Bybel sê? As die Bybel sê, jy beleef 'n opstanding uit die dood uit, dan kan nooit weer iets gebeur in die volgende 100.000 biljoen jaar en tot in alle ewigheid, dat iets met my gebeur dat ek sterf nie. Cannot happen. Dis opstanding tot die lewe. Nou wat Jesus betref, sien ons in Handelinge 2, die Bybel sê, Jesus, God, het hom opgewek, en hoor hoekom, sodat hy kan wees Here en Christus. Daar staan, toe hy hom opgewek het uit die dood uit, het hy hom verklaar om Here te wees. Dit beteken, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is die Here. Kyrios. Dit beteken, Jesus heers en regeer oor alles en almal. Dit het met hom gebeur, toe God hom uit die dood uit opgewek het. Onthou, hy was onderworpe aan die mens, hy het hom doodgemaak. Nie nou meer nie. Dis nou verby. Die opstanding uit die dood uit het dit getranscendeer. So hy is nou Here oor almal. Almal wat hom gejag het, almal wat hom geskel het, almal wat hom gevloek het, almal wat hom gespot het, almal wat hom gekruisig het, almal wat betrokke was. Hy is Here oor hulle almal. Oor hulle almal. En deur sy opstanding lees ons, ook in Efesiërs 1, het Vader hom hoof van sy liggaam, die gemeente gemaak. So dit beteken ek en jy, as ons in Christus Jesus is en ons is deel van sy kerk, dan beteken dit ons het 'n onmiddellike hoof. Jesus is die hoof van sy kerk. So ons almal het een en dieselfde hoof, die Here Jesus, wat ook beteken hy het nou 'n liggaam en ons is deel van sy liggaam, die liggaam van Christus. En dan sien ons in Handelinge 5 vers 30 en 31 dat Vader het hom opgewek het uit die dood uit, het hy hom gemaak leidsman en verlosser. Dis aangrypend. So dit beteken die feit dat hy uit die dood opgewek is, hy kan mense verlos van hulle sondes. En hy is die leidsman tot die lewe. Hy is die een om te volg, om die ewige lewe te ontvang. En dan sien ons ook in Handelinge hoofstuk 10 dat hy hom Here van almal gemaak het. Hy het hom nie net Here gemaak, soos ons net nou gesien het nie. Daar staan nou in Handelinge 10, hy is Here van almal. Dit wil sê, hy is aan niemand onderworpe in die skepping nie, almal en alles is aan hom onderworpe. En lees ons ook in Efesiërs 1, dat toe Vader hom uit die dood uit opgewek het, het hy hom aan sy regterhand in die hemele laat sit en hom verhoog tot daar. So dit beteken, Jesus is aan die regterhand van God. Dit beteken, Jesus het alle gesag en mag. Dis kom het toe hy sy disippels verskyn toe sê, alle mag is aan my gegee. Ek het alle mag en alle heerskappy. So die Here wat ons dien, is die hoogste en die grootste. En saam met dit, lees in 1 Korintiërs 15, dat soos Vader hom opgewek het, ons almal nou in hom kan wees. En nou het ons die belofte, dat omdat Vader hom uit die dood uit opgewek het, nou Christus, 1 Korintiërs 15 vers 20, is opgewek uit die dode, en omdat hy uit die dood uit opgewek is, gee hy ook, hy is die eersteling van ons wat sal ontslaap, so hy is die eersteling van ons almal. So vriende, wat dit betref, het ons hierdie wonderlike woord, dat Jesus het opgestaan uit die dood uit. Toe hy vir hulle gesê, die wat sal in daardie eeu kom, en die heerlikheid wat daarna kom, wel hier het ek 'n vraag. So waar is Jesus se liggaam? Die een wat in die graf was. Want toe hulle by die graf kom, Petrus en Johannes hulle, toe is die graf leeg. Wat het geword van die liggaam? Want daai aand, toe die son sak, hulle sit in die bovertrek, toe verskyn Jesus dan in Lukas 24, en hulle so verbaas, hulle dink hulle sien 'n spook of 'n gees of 'n ding, en hy sê vir hulle, luister vriende, kyk na my hande, en kyk na my voete, kyk na my hande, kyk na my voete, voel aan my,
en kyk. Want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien ek het nie. Ek is nie 'n gees nie, ek is nie 'n spook nie. Ek is Jesus. 'n Week later, Thomas het dit gemis, hierdie episode. Toe dag Thomas op, en hy het ons vir hulle gesê, wat? Julle sê julle het Jesus gesien. As ek hom my eie 2 oë sien nie, I will never believe. Jesus het alles gehoor. 'n Week later is hy daar. Hy sê vir Thomas, wat moet hy nou doen? Bring jou vinger en steek dit hier in die merke. Dis daai liggaam wat graf toe gegaan het. Vat jou hand, steek dit in my sy. Waar's daai liggaam? Dis daai liggaam. Daai liggaam wat aan die kruis gehang het. Daai liggaam wat in die graf. Hy het nie met 'n ander liggaam opgestaan nie. Jy gaan nie met 'n ander liggaam opstaan nie. Jy gaan lyk soos wat jy nou lyk. Ek praat nie van die seluliet en die grys hare en die merke. Ek praat nie daarvan nie. Wat ek net sê is, jy is jy. Julle sal my herken. Daar gaan nie 'n ander Raymond in die hemel wees nie. Daar gaan nie 'n ander Raymond op die nuwe aarde wees nie. Ek is ek en jy is jy. En die Bybel sê, al word jy stof en al vergaan jy, die Here sê, ek gaan jou 'n nuwe verheerlikte liggaam gee. Soos wat Jesus se liggaam waarmee hy op die aarde geleef het, verheerlik is, daai liggaam gaan jou liggaam wat jy het verheerlik word. Nie 'n ander liggaam nie. So die Here gaan uit die stof van die aarde, hy weet waar elke deeltjie van ons almal is wanneer ons eendag tot niet is. Die Here sal in een God, hy sê, julle dwaal, want julle ken nie die skrifte nie en julle ken nie die krag van God. So jy sê vir my sê, maar hoe is dit moontlik? Wat maak dit saak? Jy sê God nie. Hoekom moet jy weet? Jy het nie nodig om te weet nie. Ek het nie nodig om te weet nie. God sê, die see en die dood en die doderyk sal ook die dode gee. Of jy in die see gesterf het, daar staan, die see sal die dode gee. Die aarde sal die dode gee. Dis aangrypend. Hy sê van dat julle, die Bybel sê, hulle kon nog steeds nie glo nie. Hy sê, kerels, het julle iets om te eet? Nou seker was Jesus honger, hy het 'n paar dae laas geëet. Ek wil sê, liggaam was in die graf vir 'n paar dae. En hy sê, het julle vir iets om te eet? En hulle sê vir hom, ja. Toe gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, sien ons in Lukas 24. En hy het dit voor hulle oë opgeëet. Dit was 'n sekere ding geweest om te sien hoe sit hierdie manne vir hom en kyk. En hier sit hy en hy eet daai stuk vis op in die heuningkoek en sê, manne, dit was nou baie lekker, dankie. Met 'n verheerlikte liggaam, dit kan eet. Daar's 'n boom van die lewe. Besef jy hoe onkundig ons is as ons nie die skrifte ken nie, oor wat God alles vir ons instoor het. So, as ek na Jesus kyk, dan ek kan 'n paar opmerkings maak. Ek kan vir jou sê, hy het sy identiteit behou. Hy kon verskyn en verdwyn. Dit was nie 'n liggaam van gees nie, want hy kon eet, en hy sê, 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien ek het nie. Hy kon deur geslote deure beweeg. Hy kon kos inneem. Hy was nie tydruimtelik gebonde nie. Hy verskyn en verdwyn met sy verheerlikte liggaam. So wat leer die Bybel vir my, wat wag vir my? Wat die Bybel my leer is, my graf sal eendag leeg wees. Soos sy graf leeg was. Of ek jou inspit of nie, as jy ingespit word, jy sal opstaan en jou graf sal leeg wees. Die grafte sal oopgaan. Jou graf sal oopgaan en jy sal opstaan uit die dood uit. En as jy nog hier rond is en jy loop nog rond, sal jy in een oomblik verander en jy sal weggeruk word, soos ons sien in 1 Korintiërs 15. So my graf sal leeg wees, want Jesus se graf was leeg. En die Bybel leer van 1 Korintiërs 15, my liggaam sal onverderflik wees. Hy sê, daar word opgewek in onverganklikheid. Kan nie weer vergaan nie. En daar word opgewek in heerlikheid, sê 1 Korintiërs 15. Doxa, heerlikheid, onverderflik, met krag, want die Bybel sê, daar word 'n liggaam van krag opgewek.
Natuurlik is dit 'n geestelike liggaam ook, omdat dit is vol van die Heilige Gees en jy's 'n geesvervulde persoon. Maar wat van hulle wat nie deel het aan die eerste opstanding? Daar staan, die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was. Ja, hulle moet ook 'n opstanding kry. Maar dit is 'n opstanding van veroordeling. Dit is 'n opstanding van die sondaars. Daar staan, die ander dode het nie herlewe tot dan nie. So hoe sal hierdie mense wees? Hoe gaan hulle liggame wees? Wel, dit is 'n opstanding van om hel toe te gaan. So hulle kry nie verheerlikte liggame nie. Hulle kry hulle ou sieklike liggame terug. Hulle gebreklike liggame, hulle gebroke liggame. Hulle kry dit terug. Die Bybel sê in Daniël 12, daai mense wat sal opstaan, hulle sal vir ewig afgryslik wees om na te kyk. Die Bybel noem dit, hy gebruik die woord afgryslik in Jesaja 66. En selfs as ons gaan kyk na Daniël 12, afgryslik. Kan jy glo daar's 2 tekste in jou Bybel? Jesaja 66 en Daniël 12. En al 2 sê, daai mense wat in daai opstanding deel, daai laaste opstanding van veroordeling, is afgryslik. Jy wil dit nie sien nie. Jy wil nie daarna kyk nie. Jy wil nie met jou oë opslaan. Jy kan dit nie eens aanskou nie. Dis afgryslik. Dis iets om nie te sien nie. Dis wat vir hulle wag. Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Dit was Jesus se antwoord aan daai blinde klomp Sadduseërs daai dag. So wat moet Jesus vir my en jou vandag sê? Is ek en jy ook blind? Of kan ons sien? Ek wil vir jou sê, as kind van God, is ons deel van die eerste opstanding. En die Bybel sê in Romeine 8 vers 11, dat ek en jy hierdie goddelike belofte het. En so staan dit geskrywe, as die Gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het, in julle woon. Dis die vraag. Woon die Gees van die lewende God in my? As dit so is, sal hy wat Christus uit die doodheid opgewek het, ook julle sterflike, jou aardse, sieklike liggaam, jou sterflike liggaam, sal hy julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle, dis dieselfde liggaam, dis hierdie liggaam, hierdie sterflike liggaam, gaan lewend gemaak word, met ewige heerlikheid aangedoen word. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, wat 'n woord vanmôre, wat 'n woord van bemoediging, vir mense wat siek is, vir mense wat stryd het, vir mense wat oud geword het, wat swak is, wat sê, Here, gee my krag, ek het swak geword, ek kan nie meer nie. Wat 'n goddelike woord. Julle is kinders van God. En omdat julle kinders van God is julle kinders van die opstanding. En julle is regverdiges en sal deel hê aan die heerlikheid van God. Vader, ons wil vanmôre sê baie dankie. Dankie Jesus, dat U vir ons gesterf het, begrawe is, maar opgestaan het uit die dood uit. Met die belofte dat U Heilige Gees wat in ons woon, ook eendag ons sterflike liggame sal opwek met heerlikheid en krag om God te dien en te lewe tot in alle ewigheid. Ons dank U Vader vir die kosbare woord vanmôre, vir ons wat in Christus Jesus is. En al die kinders van die Here sê, Amen.